wil deel. Daar was 'n meisie voor met rooi haartjies wat omtrent hier gestaan het. Waar is daai meisie? So 'n jong meisie. Sy is huis toe. Sal iemand vir haar sê, die Here sê vir haar, sy is die oogappel. Sy is sy oogappel. Daar was 'n jong man wat hier gestaan het in die dansgroep. Sy ook huis toe. Dis jy. Ja, dis jy. Die Here het 'n woord vir jou. Hy sê dat dit lyk of jy in 'n boks staan, nê? En die boks druk teen jou, maar hy sê hou aan druk. Jou breakthrough is op pad. Jou breakthrough is daar en dis joy. Daar's joy op pad. Daar was 'n dame wat omtrent hier gestaan het. Sy was nie in die jeug nie. Ek dink is jy. Dis jy. En ek het gevoel die Here wys vir my sulke steekies van breiwerk. En dis jou gebede en dit voel vir jou onsamehangend, maar die Here sê, hy gebruik jou gebede en hy weef hulle so aan mekaar. En alles, elke gebed wat jy bid, laat hy saamwerk. Hou aan bid. Dit vorm iets, al lyk dit nie vir jou so nie. Carla, ek het 'n prentjie van jou gesien, wat op 'n baie hoë plank met een van daai swembaddens in die Olympics. Daar's 'n groot swembad en ek sien jy staan daarbo. En die Here sê daar's 'n droom in jou hart en hy sien dit en dit is nie onmoontlik nie. Go for it. Go for it. En dan het ek ook vir jou 'n woord. Ek sien dat jy soos die vrou is wat by Jesus se voete gelê het met haar hare en sy het sy voete gewas met haar hare en Jesus sê vir jou, you smell like me. Waar ook al jy gaan, ruik jy soos Jesus Christus. Carry the fragrance of Christ. En ek het 'n woord vir hierdie gemeente, 'n gevoel in my hart. Die Israeliete het 'n ou klein stroompie gehad. En hulle het altyd gekyk na die Tigris en die Eufrates en gedink, "Eers dit lyk lekker, die groot Tigris en die groot Eufrates." En die Here sê vir julle stroom is genoeg. Die water wat hy vir julle gee is betroubaar. Drink uit julle stroom uit. So Vader, as ons vanaand net in die teenwoordigheid sit en hierdie woorde ontvang, Here Jesus, kom hier en U spreek in ons identiteit in, as gemeente, as individue, en Here, ek vra dat ons gevorm sal word deur U en U woord, dat die wêreld nie sy stempel op ons sal afdruk nie, maar dat ons heilig, rein, 'n toonbeeld van Jesus Christus sal wees, presies die stempel wat U ons gemaak het, dat ons net sal reflekteer wie ons skepper is. Dankie Jesus dat U vir ons genoeg is, dat U woord vir ons genoeg is, en ek vra dat as ons in die tyd van die skrif ingaan, Here Jesus, dat ons harte sal oopmaak, en dat ons sal hoor, elke liewe een van ons, Here, oud en jong, dat ons die woord sal hoor wat vir ons is, en dat die woord sal uitgaan, en sal doen presies wat U stuur vir dit om te doen. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Richard en die span, dit was so lekker om saam met julle te worship. Dankie vir die klankmense daar agter. Ek weet julle werk die hardste en word gewoonlik die minste raak gesien. My naam is Anushka, hierdie is my vriendin Naomi, sy het saam met my gekom, is so lekker dat sy saam met my hier is. En dit is my regtige voorreg om die woord vanaand te kan bedien. Rian, baie dankie dat jy my genooi het. Rian is nog altyd net goed vir my gewees, so vriendelik, so vrygewig en so bemoedigend vir my, en dankie vir dit. Ek waardeer regtig hierdie vriendskap wat ons het, en dankie vir hierdie gemeente. Ek wil net vir julle sê, julle is 'n helder lig in George, 'n baie helder lig in George, en die lig wat julle skyn is goed. Dit gee hoop en lewe vir die gemeenskap. So moenie ophou om julle lig te skyn nie. Ek het toe ek aan julle gedink het, toe dink ek aan wat julle gedoen het in die Victoria Straat tragedie. Hierdie gemeente het hulle deure net waalwyd oopgemaak. En die Here het dit gesien. En die Here sê dat as jy die geringste ding vir hom gedoen het, dan is dit asof jy dit vir Jesus gedoen het. Vir elke liewe een van daai mense wat kos afgelewe het, die ure en ure kos gemaak het, en julle het hierdie perseel net gebruik in daai tragedie. Die Here wil vir julle bedank daarvoor. Agter my sal daar 'n foto verskyn van my familie.
Ek het 'n baie aantreklike man met sulke potblou oë. En ek het 3 kinders, Heidi, Joshua en Abigail. En ons is 'n baie bevoorreg, gelukkige gesin en ons het saam 'n Arise Community Church geplant so 'n paar jaar terug. En Rian het ons net so verwelkom. Dit was my so mooi. Hy het gesê ek is bly julle het 'n gemeente geplant. Dit is goed. Vanaand deel ek graag met julle die woord oor radikale gehoorsaamheid. Dit is so half jou life song. Almal van ons het 'n life song, ietsie wat so half deur jou are bewe. En so 'n bietjie van my life song is gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Hy het my geroep op 'n baie jong ouderdom en die roeping was radikaal. En die koste was ook groot, maar ek is dankbaar dat hy my geroep het. Ek wil vir julle 'n storie vertel, net as inleiding. Toe ek so in graad 6 was, het dan aan die begin van die jaar dan doen mens atletiek uitdinne. En ek was nog nooit 'n atleet nie. Mense dink ek is atleties omdat ek baie energie het, maar ek is glad nie sportief of atleties nie. En ek het die situasie so gekyk en hulle was besig met hekkies. En daar was 'n ouetjie, hy was so kort en hy was klein man, hy is 'n graad 3 of iets. En hy hardloop daai hekkies en hy go, tsk, oor. En ek kyk die situasie so en ek dink, so klein ouetjie dit kan doen. Dit gaan niks vir my wees nie. En ek kyk daai situasie so en ek begin en ek hardloop, kapoeg. En elke hekkie stamp ek oor. Ek het nooit weer hekkies gedoen in my lewe nie. Ons Christelike pad lyk baie keer so. Ons raak gered en ons dink, this is amazing. Ek voel amazing. Ek voel so goed. Jesus, I just want to sit right here at your feet forever and ever. Amen. Dis hierdie amazing moment. En ons dink, this is the good life. En dan begin ons pad van geloof. En ons kap daai eerste hekkie en ons kom nie oor nie. En ons is ontnigter deur hierdie pad van geloof. Eugene Peterson sê dat wanneer water vuil is of daar toksines in is, dan sal die vis wat daarin swem, hy sal dit nie kan weet wat dit is nie. Hy kan dit nie sien nie en hy kan nie sy vin daarop sit nie, maar daar's iets fout met die water. Nou, maar dit is dieselfde as ons, nê? Wat is dit? Sy thingie. Sy visvinger. Dis goed. Dit is hoe dit vir ons is om in die wêreld te leef. Ons weet, daar's iets fout. Ons is supposed om hierdie moment wat ons met die Here gehad het, toe ons gered was, te ervaar in sy teenwoordigheid vir ewig en ewig. Maar dit is tog nie so nie. Die wêreld is gebroke. Life is not as it ought to be. Die gevoel dat iets verkeerd is. En dit vreet ons geloof. Ons sukkel om te glo. Dit blus ons hoop, sodat ons hoop laag is. En die ergste is, dit korrupteer ons liefde. Ons het hierdie fake idee van wat liefde moet wees. Toe ek op skool was, vergewe my, ek bely my swakhede, het ek graag 'n lekker romans gelees, 'n lekker Afrikaanse storieetjie, daar in die biblioteek, in die Afrikaanse rakke, die vetgedrukte storieetjies, van Ena Marie. Enige iemand anders, Thomas, moenie jou hand opsteek nie. En dan is daar hierdie aantreklike dokter en hierdie jong verpleegster, wat nou net begin werk het op die plaasdorpie. En dan beklei hulle verskriklik. Sy ry ergens op 'n plaaspad, sy het 'n papwiel en wie ry verby? Die dokter. En hy fix haar wiel en hulle kyk in mekaar se oë en they live happily ever after. En ons het hierdie vals idee in ons koppe van wat liefde is. Waar Jesus gesê het, ek sterf aan die kruis, dit is liefde. Dink ons hierdie Ena Marie prentjie is liefde. En daarom as ons vandag kyk na radikale gehoorsaamheid, is dit belangrik dat ons nugter na dit kyk. Jeremia was 'n ouetjie wat vir Jesus gewerk het. Wel, dit was voor Jesus as mens geleef het, so hy het vir God gewerk en hy het vir mense beroep. Hy het vir hulle geleer van die wette van God, maar niemand het geluister vir hom nie. Niemand nie.
En hy was fed up. Hy was so moeg om te preek en te preek en te preek. Rian, voel jy soms so? Niemand luister nie. Jy wil jou Bybel later vat en oor hulle koppe kap. En Jeremia beklaag sy lot by die Here. En God sê vir hom, as jy saam met mense te voet hardloop en hulle maak jou moeg, hoe sal jy dan met perde meeding? In 'n veilige gebied is jy vol selfvertroue, maar hoe gaan jy vaar in die trots van die Jordaan? Friedrich Nietzsche, hy was 'n Duitse filosoof en 'n ongelowige, hy was 'n ateïs. Hy was bekend vir die feit dat hy gesê het, God is dood. Dit was sy beleid. Maar Eugene Peterson, wat hierdie ongelooflike pastoor in Amerika was, hy het hierdie sê ding van Nietzsche gevat en dit baie bekend gemaak. Dis wat hy sê, die noodsaaklike ding in die hemel en op aarde is blykbaar dat daar sprake moet wees van langdurige gehoorsaam in dieselfde rigting. Daaruit ontstaan en het nog altyd op die lang termyn ontstaan iets wat die lewe die moeite werd maak. 'n Langdurige gehoorsaamheid in dieselfde rigting. En dit is daarom dat ek wil kyk na die lewe van Dawid en sê maar, hy was 'n man na in God se hart. Wat het hy gedoen wat die Here behaag het? So ons gaan vandag stil staan by 3 kardinale oomblikke in Dawid se lewe toe hy gesalf was as die koning. En die eerste geleentheid is in 1 Samuel 16, dan word hy privaat gesalf. So Samuel, God se profeet, hy is baie hartseer, want hy mis vir Saul wat die koning was en hy is net soos, Here, waar is die koning? En God sê vir hom, hou op, huil oor hierdie situasie. Ek het hom nou klaar verwerp, ek het 'n nuwe ene gekies, gaan en salf daai ene. Samuel gaan, ek wonder of hy nog depressed was toe hy gegaan het. En hy kom by Isaai se huis en hy sê, waar's al jou seuns? En Isaai het hierdie pragtige, aantreklike jong seuns en Samuel kyk hulle so op en af. Maar die Here sê niks. Hy gaan aan met al die seuns en die Here sê niks. Uiteindelik is Samuel soos, luister, ek weet ek is oud, maar is dit alles? En luister, die Here het hom gesê, staan op en salf hom, want dit is hy. Nadat Isaai 7 van sy seuns vir Samuel laat verbygaan het, sê Samuel, die Here het nie een van hulle gekies nie. Hy vra vir Isaai, is dit al die seuns wat jy het? En hy antwoord, die jongste een is nog daar, maar hy pas skape op. Samuel sê, gaan haal hom. En hy kom, hierdie snotkop, die jongste van al die seuns. Weet julle wat, nee? Onthou net, hy het met skapies gewerk, nee? Skapies is vuil, nee? Noem dit net, hy het in die veld gebly, né? Geslaap saam met die skapies. So, hy het dalk nie lekker geryk of gelyk. Die Bybel sê hy was baie aantreklik. Rugged seker nou maar, die rugged look. En toe Samuel hom sien, toe salf hy hierdie snotkop seun as die koning in privaat. Die tweede salwing gebeur in 2 Samuel 2 waar Dawid gesalf word as die koning oor Juda. Dis 'n ou klein stammetjie, Juda, net oor Juda. En dit is sommer net deur die mense, niemand belangrik nie. Dis net die mense wat vir Dawid salf. Die derde keer is in 2 Samuel 5 en al die leiers van Israel het by die koning in Hebron gekom. Toe die koning Dawid in Hebron in die teenwoordigheid van die Here 'n verdrag met hulle gesluit. En op hulle beurt het hulle vir Dawid daar as koning gesalf. Van die snotkop in privaat tot hierdie een klein stammetjie, tot hierdie salwing oor 'n hele nasie. 3 kardinale oomblikke in Dawid se lewe. En ons gaan dit net so 'n bietjie unpack. Die eerste ene waar ons gaan is toe hy 'n skaapwagtertjie was. En ons sien dat hy die jongste was, die onbelangrikste. Niemand het ge-worry oor Dawid in die veld nie. God is geneig om vir ons opdragte te gee in ons onbeduidende situasies. Julle wat jonk is, het klein verantwoordelikhede en julle voel, niemand sien julle nie, niemand dink jy's belangrik nie. Ek is net hier en ek het hierdie simpel werkies, hierdie simpel taakies. Die woord sê in Lukas, as julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. In jou onbeduidende, onbelangrik
oomblikke. God sien jou, waar jy nie gesien is andersins nie. Jy voel soos, Here, no one sees me. Weet julle dat God het vir Dawid gaan haal in die veld? God het hom gaan haal uit die veld. As God jou wil roep, gaan hy jou in daai veld gaan roep. Moenie jy worry nie. Al was jy jou skorrelgoed, God gaan jou daar gaan roep. Verder was Dawid se beroep glad nie glansryk nie. Dis nie soos die ingenieurs wat sê, hey, ek is 'n ingenieur. Dis lekker. Nee, hy was soos, hallo, ek is Dawid, ek is 'n skaapwagter. It wasn't fabulous. Maar hy het soveel lesse geleer in daai glanslose tye. Hy reflekteer hierop toe Saul hom roep en sê, kom, gaan jy nou regtig vir Goliat fight? Yes. En hy sê nou, trek my suit aan. Hy trek dit aan, hy sê, "Esie, dis 'n bietjie groot vir my." En dan sê hy, as ek die klein vee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lammetjie weg uit die kudde, dan gaan ek agter hom aan en ek slaan hom dood en ek red die lam uit sy bek. En as hy op my afstorm, dan gryp ek hom, die seuns gaan hierdie like, aan sy baard en slaan hom dood. Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Jou glanslose situasie is die plek waar God vir jou die meeste lewenslesse gaan leer. Dit wat my geshape het as 'n mens het gebeur in daai tye, when no one knew me, when I was insignificant. Ek kom van Melmoth af. Dis soos in KwaZulu-Natal. God weet waar jy vandaan kom. En hy leer jou, net daar, waar jy is. Dawid het God aanbid in hierdie tyd. Psalm 23, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Jy kan nie daai revelation kry, as jy nie saam met die skape geleef het nie. Jy kan nie die Here aanbid op die manier wat Dawid die Here aanbid het, as jy dit nie in jou binnekamer, onder die sterre gedoen het nie. Moenie dink, nou is ek onbelangrik, so nou gaan ek, wanneer ek eendag famous is, wanneer ek eendag groot is, gaan ek die Here aanbid. Dawid het die Here aanbid daar in daai tyd, die ongesiene tyd, 'n ongesiene amp. Na sy roeping, dan gaan ons na die tweede fase van sy lewe. Dawid is nou, hy het vir Goliat oorwin, die vrouens sing, Dawid het oorwin, 10,000 man, 10,000 man. Hy is 'n ervare kryger en militêre leier. Saul het al 'n paar keer vir hom probeer doodmaak in hierdie tyd. So nie net is hy ervaar hierdie ongelooflike oomblikke van sukses nie, maar hy ervaar ook hierdie ongelooflike oomblikke van angs, bedreiging, kwaad, verlies, teleurstelling. Weet julle dat hy gevlug het en onder die Filistyne gaan woon het? Die einste Goliat mense wat hy verag het. Wie is hierdie Filistyne wat teen my God kom praat? Hy het by hulle gaan bly. Daar. Dis bietjie embarrassing. Nee, so hy vlug. Hy ervaar verlies en verraad. Saul was sy skoonpa. Sy skoonpa probeer hom doodmaak. Daai is backstabbing. En so hy gaan bly in hierdie plek met die naam Ziklag in Engels. Dit sê so lekker in Engels. Ziklag. En hy is daar met 600 ander mense, met vrouens en kinders, en hulle bly in hierdie Filistynse areaatjie wat die koning van die Filistyne vir Dawid gegee het. Hierdie is nie die famous mense nie. Hierdie is die rebelle wat teen Saul en sy koninkryk is. So hierdie is die angry people. The unwanted, the misfits. Hulle is in Ziklag, dis waar hulle is. En wat gebeur is die Filistyne is kwaad vir Dawid en hulle brand sy stad af, Ziklag. En hulle vat al die vrouens en die kinders. En Dawid en sy manne kom by Ziklag aan en hulle is kwaad en die manne is bedroef want hulle vrouens en hulle kinders is nie meer daar nie en hulle begin praat onder mekaar. Dawid was erg in die noute want die manne het gedreig om hom te stenig. Al die manne was immers bitter ontstel, elkeen oor sy eie seun en dogter. Maar Dawid het sy krag gevind
by die Here sy God. In hierdie oomblik, hy was Dawid, die aantreklike hero, wat hulle gered het van Goliat. En nou wil almal hom stenig. Hoe moet hierdie man in sy binneste voel? Niemand is vir hom nie, almal is teen hom. Dawid versterk homself in die Here. In hierdie seisoen leer hy ook om die Here te vertrou. Hy gaan kruip weg in die grotte en eendag vind hy vir Saul in 'n grot. Net hierdie geleentheid. Luister na die teks. Dawid en Abisai het daardie nag by die manskappe van Saul gekom en Saul was vas aan die slaap op die wa terwyl sy spies aan die koppunt in die grond gesteek was en Abner en sy manne rondom hom lê en slaap. Abisai sê vir Dawid: God het jou vyand nou in jou mag gegee. Laat ek hom sommer net hier met die spies in die grond vassteek. Ek sal hom nie 'n tweede keer hoef te steek nie, by the way. Dit's net baie violent. Maar ek dink die boys like it. Okay. Maar Dawid het vir Abisai gesê, jy moet hom nie om die lewe bring nie. Want wie sal sy hand oplig teen die gesalfde van die Here en onskuldig wees? Mag die Here my verhinder dat ek my hand oplig teen die gesalfde van die Here. In hierdie seisoen leer Dawid, hy het hierdie belofte van God. Jy is die gesalfde koning van Israel. Hier is die geleentheid vir hom om dit te vat. Ek is seker hy het gedink, this is it, ek kan die koning word. Hier is Saul, met een slag sal Saul dood wees. Die koninkryk myne. Maar hy sê nee, nie my wil nie, nie my tyd nie. Ek gaan nie God se stories verhaas nie, ek gaan nie fast forward nie, ek gaan wag op God se tyd in hierdie seisoen. Mag die Here my verhinder, my wil te kies, om my spoed en my tyd te kies. So baie van ons wil die Here se wil vir ons lewens versnel. Die Here het my geroep op 14, ek is nou 40. You just want to speed it up. Dis is rarig, Here. When is this happening? As jy 14 is, dan dink jy, dis sommer môre. Here se tyd is nie ons tyd nie. Dan loop Dawid in die vervulling van sy roeping. Hy was 'n nobody, wat skielik is hy 'n somebody. Niemand, skielik is hy iemand. Hy's nie meer in die veld saam met die skapies nie, hy stink nie meer nie. Hy's nie meer in die grotte nie, hy's nie meer so angstig oor waar hy slaap, koue klippe nie. In feite, hy bly nou in 'n kasteel. Dawid het in die vesting gaan woon en dit die stad van Dawid genoem. Hy het rondom bouwerk opgerig en die terrasse af na binne en Dawid het al hoe sterker geword, want die Here, die God van alle magte, was met hom. Hy loop in sy roeping. Dit gaan goed met Dawid. Maar weet julle wat sien mens in Dawid se lewe? Al was hy 'n nobody who became a somebody, hy het altyd onthou dat hy iemand in iemand se diens was. Voortdurend het hy gesê, die Here het vir sy Here gesê. The Lord said to his Lord. Dawid is nou koning. Hy is nou die een wat regeer oor hierdie land. Maar hy het geweet, daar is een hoër as ek wat oor my regeer. Die teks sê, toe het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit en bid, wie is ek, oppermagtige Here, en wie is my nageslag, dat u so baie vir my doen, en selfs dit, wat u nog nie genoeg nie, oppermagtige Here, want u het ook gepraat van 'n toekomstige koningshuis vir u dienaar. Wat 'n belofte aan 'n mens, oppermagtige Here. Voortdurend sien ons dat Dawid na God kyk, as oppermagtig. I am less, you are more. Almal van ons wat hier sit weet dat Dawid nie 'n perfekte man was nie. Julle gaan nou sê, "Jesus Anushka, dis baie oulik, baie mooi, maar Anushka, daar een hoofstuk, nê, daar's ons ietsie wat Dawid gedoen het wat nou nie so cool was nie. Nee, kan ons net gou daar pause, want dit was nie so great nie." Dawid sondig. Dawid pleeg egbreek. Skielik is sy report card nie meer net 'n A+ nie. Skielik is daar 'n F, you fail. Wat nou? As ons argumenteer, hoe gaan ons kyk wat is gehoorsaamheid? Hoe gaan ons weet dat hy nie tekort geskiet het nie, dat hy
die toets geslaag het. Toe Jesus op aarde was, kom iemand na hom toe en hulle sê, wat moet ek doen om die wet ten volle te gehoorsaam? En hy sê, en ek dink selfs die kinders sal vir my kan antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En as ons sê, dit is die maatstaf waaraan ons gehoorsaamheid meet, dan skielik sien ons dat Dawid floreer. Want wat doen hy? Toe Nathan, die profeet, na hom toe kom en hom in die oë kyk en sê, jy het gesondig. Hy val op sy knieë neer en hy sê, teen U God en U alleen het ek gesondig. Hy bely dat hy nie volmaak is nie. Hy bely sy imperfection. En ons sien in Dawid se lewe nou, as ons hierdie maatstaf vir gehoorsaamheid gebruik van liefde vir God, met sy hele hart, siel en gees, dan sien ons maar, in sy hart het Dawid altyd God se belange bo sy eie belange gesit. Hy kon vir Saul daai dag doodgemaak het. Hy kon koning word. Hy was immers gekies om die koning te word. Saul was lelik met hom, nee? Hy kon maar lelik terug gewees het, nee, oog vir oog. Maar wie sal sy hand oplig teen die gesalfde van die Here en onskuldig wees? Mag die Here my verhinder. Hy kies God, sy hart, bo sy eie wil, sy eie besluite. Daar sien ons sy liefde vir sy God. In sy siel, oor en oor sien ons in die skrif, hoe Dawid in sy psalm skryf, waar hy met sy siel praat. Waarom kwyn jy weg, my siel? Waarom is jy onstuimig? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg, daarom dink ek aan U. So baie van ons in ons siel het hierdie leemte, hierdie leegheid, en dan sit ons op ons as op en ons gooi nog as op. Dis lekker, selfpity is lekker, né? Dis baie taaf om nie te selfpity nie, né? Voel eerder my siel, ek wil dit voel. Ek sit 'n lekker sad liedjie op en ek luister saam en ek sit 'n lighter en ons doen dit en ons huil. Maar Dawid doen nie dit nie. Hy praat met sy siel. Hy bring sy siel onder die heerskappy van Jesus Christus, God homself. Daarom dink ek aan U, my hele siel. En sy verstand, dis my beautiful, 1 Samuel, 2 Samuel, oor en oor, hoor jy hierdie stukkie wat sê, en Dawid het die Here geraadpleeg. Oor en oor, and David inquired of the Lord. Ons het 'n verstand. Goeie vriendin van my het my geleer, Anushka, pray for the mind of Christ. Bid vir jou gedagteprosesse onder die heerskappy van Jesus Christus. So baie van ons laat gemors toe. Ons laat toe dat ons gedagtes blocked is, contaminated. Daai vis het nie 'n keuse om in daai water te swem nie. It's contaminated, it's gonna die. Ons het die wapenrusting, ons kan die contamination fight. Ons kan praat met ons siel. Ons kan die Here lief hê. Eerste, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Dawid slaag daai toets. Okay, Anushka, dis 'n baie oulike geskiedenislesie gehad oor Dawid se lewe. Wat doen ek hiermee? Anders het julle hele tyd gemors. Karl Barth, hy was een van die mees invloedrykste teoloë in die 20ste eeu en hy het gesê, elke daad van gehoorsaamheid deur die Christen. Sê ek is die Christen. Ek is die Christen. Elke daad van gehoorsaamheid, elke keer wat jy die regte ding gedoen het, wat jy nie die koekie gesteel het nie, wanneer jy vir jou ma gesê het, ja ma, elke keer as jy daai klein goeie dingetjie gedoen het, is dit 'n beskeie bewys, ongeag al die onvolkomenheid daarvan, van die werklikheid wat jy getuig. Meaning, elke keer as jy die regte ding doen, elke keer wat jy 'n klein keuse van gehoorsaamheid maak, dan is dit 'n bewys van jou geloofsoortuiging, van jou liefde vir jou Here Jesus Christus. Ons vereenselwig met hierdie teks deur te identifiseer met die seisoene. Almal van ons is in 'n season. It's 'n lekker Christian terminology. It's my season. Wat 'n season is jy? Ook in 'n dry season. Wat 'n season is jy? Ek is in 'n dit is maar 'n tawwe season. Ons ken seisoene as Christene. En in Dawid se lewe identifiseer ons 'n roeping, 'n wagperiode
en 'n loop in daai roeping. Van julle is lekker jonk, julle het min verantwoordelikhede, julle voel onbelangrik, julle voel ongesiens. Ek wil vir jou sê, die Here jou God, hy sien jou, net daar waar jy is. As hy vir Dawid in 'n veldjie kon sien, hy sien vir jou. Al lyk jou verantwoordelikhede vir jou onbelangrik, wil ek vir jou vra om elke verantwoordelikheid as belangrik te beskou. Ek onthou so goed, toe ek op hoërskool was en die Here het my gevul met sy Heilige Gees. Ek wou so graag die Here behaag, dat in die oggend as ek my bed opmaak, dan het ek dit so netjies gedoen. Ek sê, Here, maak hierdie bed vir U op. Flap daai kussing. Doen alles wat jy doen tot die eer van Jesus Christus. Hy lag nie vir jou nie. Hy dink is amazing wat jy doen. Aanbid die Here met oorgawe. Julle, ek onthou toe ek so jonk was soos van julle, dan spring ons, my Redeemer, doen dit. Jy gaan oud word, jy gaan kinders kry, jy gaan in die aand moet wakker bly by daai kinders, jy gaan prayer meetings mis, jy gaan kampe mis. Terwyl jy jonk is, doe dit. Jy het die energie daarvoor, dien die Here met oorgawe. As jy in jou kar ry, julle jong mense, sit daai musiek lekker hard, wees bedagsaam vir die mense om jou, en dan gaan jy, Here, ek loof U, ek prys U, wees passionate oor die Here. En as jy nie passion het nie, smeek die Here, Here, maak my vuurtjie, laat hy brand. Spring, skryf jou gediggies, skryf jou liedere. Ek sê nou vir julle jong mense, julle gaan ouer word en julle gaan nie tyd daarvoor hê nie. En julle gaan dink, wow, ek was so spiritual toe ek so jonk was. Dawid se beste gedigte, sy mooiste lesse was daar in die veld. Don't miss this, because you're longing for that season. Geniet hierdie seisoen in oorgawe. Van julle is in 'n wagperiode, jy weet, Here het jou geroep vir iets. Jy weet, jy sien daar was iets op my lewe, die Here sê iets vir my. Maar jy's in hierdie success failure season. Dit gaan goed en dit gaan sleg. Ja, I'm growing up. Vertrou op die Here in hierdie seisoen. En nie in jou eie wil, in jou eie timing nie. God se timing is alles. Wag op die Here. Moenie goeders versnel nie, maar pas op dat jy ook nie goeders vertraag nie. You can also miss it, as jy nie gehoorsaam is nie. Wees gehoorsaam. Bly gewortel in die Here. Ons leer uit Dawid se lewe dat hy homself versterk het. Terwyl jy jong Christene is, nê? As jy net jou lewe vir Jesus gegee het, dan is almal so excited. Hulle gee vir jou iemand wat jou disciple en jou accountable hou, en dan ergens, dan dink hulle, jy's okay. Jy's okay, nou gaan ek jou los, gaan net 'n bietjie afstand neem, jy en Jesus, julle is nou fine. Jy gaan moet leer om jouself te versterk in die Here jou God. Leer in jou binnekamer om soek. Laastens van julle loop in julle roeping, alle rukkie. Julle het baie verantwoordelikhede. Lewe is nie altyd so exciting meer nie, want daar's soveel verantwoordelikhede. In daai seisoen sê Dawid, wees ek oppermagtige Here, en wees my nageslag, dat U so baie vir my gedoen het. Lang terug het ek gebid vir 'n aantreklike man. Het hom. Ek het gebid vir kindertjies. Ek het hulle. Lang terug was dit my begeerte om teologie te leer. Ek het 'n meestersgraad. Lang terug was dit my droom om 'n kerk te plant. Ek het 'n kerk geplant. Dit wat jy gewens het nou die dag en waarna jy vandag loop, don't take it for granted. Don't take it for granted. Prys die Here vir wat jy het, dank hom. Bly nederig en weet waar jou hulp vandaan kom. Moenie die beer en die leeu vergeet nie. Onthou, dit is 'n noodsaaklike geestelike vaardigheid om te onthou. To remember. Remembrance is a spiritual discipline. Ek onthou dat die Here my gered het van die beer en die leeu. Daarom sal hy my help met hierdie Filistyn. Die Here het jou gehelp in jou nood daar. Hy gaan jou weer help. Herinner jouself aan dit. My Afrikaanse juffrou in standaard 6, dis graad 8. Sy het gesê, sy was
'n fairy mens, nê? Een van daai creatives, nê? Sy het dit gelove om creative te wees en sy het haar identiteit daarin gevind. En sy het gesê, daar is voetmense en daar's vlerkmense. Nou sy het so 'n bietjie neergekyk op die voetmense want dit het verwys na die mense wat strategies die lewe aanpak, die mense wat dieselfde tyd opstaan, dieselfde tyd gaan slaap, gesond eet, lees, al die ordentlike dinge doen. En dan die vlerkmense was die mense wat die lewe geniet het in oorgawe en passion. Ek love wat Eugene Peterson sê, hy sê 'n persoon wat stil staan is niks beter as 'n standbeeld nie, die voetmense. En 'n persoon wat voortdurend rondspring, wek die vermoede dat hy nie 'n mens is nie, maar 'n jack in the box. Nou vir ons creatives, die vlerkmense. Wat ons nodig het is gehoorsaamheid, die krag om te staan en die bereidwilligheid om te spring en bovenal die insig om te weet wanneer om wat te doen. Nie net 'n vlerkmens nie, maar ook 'n voetmens, 'n langdurige gehoorsaamheid in dieselfde rigting, maar baie gewillig om te spring as my Redeemer lives. Beide, not either or, but both and. Wat is my uitnodiging in hierdie teks? Daar's 'n beautiful Afrikaanse liedjie. Dit sê met my hele hart en siel bemin ek U Heer. Met my hele hart en my verstand het ek U lief, o Heer. U is die kroon van my hart. U liefde verteer my. Vir julle wat hou van woorde, verteer. Dink net gou-gou. It's all consuming. Verteer. U liefde verteer my. Deur en deur, o Heilige Gees. Met my hele hart en siel bemin ek U Heer. Lied 54 deur Jane Simmons. Vandag se uitnodiging is drieledig. Wees lief vir die Here jou God. Met jou hele hart. My hart sê soek sy aangesig. U aangesig, Here, sal ek soek. Sal jy jouself herinner om Here te soek? Sy aangesig met jou hart. As jou hart bietjie hard is, gaan bid Esegiel 36. Here, maak my hart sag. Here, my hart is hard, ek is so oud en soveel verantwoordelikhede, ek is so beswaar. Here, geef my sagte hart, want U kan dit doen. Met jou hele verstand, Dawid het vir God geraadpleeg. Toe hy in die veldjie was, het hy hom baie geraadpleeg. Van ons doen dit, wanneer ons jonk is, Here, moet ek op hierdie mission gaan of nie? Here, wat se skoene moet ek dra? Dies of dies? Ek weet van julle sit daar nie dit gedoen. Het jy vergeet om die Here te raadpleeg met jou verstand? My dogter doen algebra graad 8 is baie. Daar's 'n rede dat hulle sê dis so moeilik soos algebra. En dan stoei ons met daai wiskunde en sê ek ons moet net gou gebid. Want die Here kan my help met hierdie algebra. En hy doen. Julle jong mense. Die Here ken alles, selfs jou algebra. Raadpleeg die Here met jou verstand en wat jy doen. Met jou hele siel. Moenie vergeet dat jy human is nie. Moenie vergeet dat daar passion in jou binneste moet wees nie. Soos 'n hert smag. Nie net soos 'n bokkie loop na die water toe nie. Nee. Die bokkie loop nie na die water toe nie. Hy smag na daai water. Smag jy na die Here, jou God. Ek wil afsluit met Psalm 51. Wat Dawid gebid het toe hy egbreek gepleeg het. Wanneer hy nie volkome gehoorsaam was aan die Here en sy wette nie. Toe hy gegaan het na die Here en hom gesoek het in sy gebrek aan gehoorsaamheid, waar hy tekort geskiet het, waar hy te min gevind was, te lig geweeg was. En dit is wat hy sê, U verwag opregtheid diep in die mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem my sondes weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter is as die sneeu. Laat my weer die blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis my skuld uit. Skep in my 'n rein hart, o Here, en vernuwe my gees. Maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf nie, Heilige Gees, my wegvat nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is.
Die Engels sê, he experienced the joy of my salvation. Kan ek jou vra, julle lied, Heart of Worship. Kom ons kom vanaand en ons bring ons hart, ons siel, ons gees vir die Here. Ons sê, Here, alles wat in my is, daar is iets baie mooi wanneer ons tot bekering kom. Jy weet, mense wat trou, hulle hou anniversaries. Dan gaan sit hulle by 'n fancy plek, hulle drink 'n glasie wyn, hulle trek mooi aan en hulle dink oor hulle huwelik. Dis baie goed vir die Christen om so nou en dan te onthou my liefde vir my Here, my God. Herdenk daai salvation. Kom ons bid. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat U vanaand met ons kom praat het, Here, dat U net agter ons harte aan is, Here. U soek nie ons werke eintlik nie, Here. Maar U soek reinheid in die binneste dele van ons binneste. Here, ek vra dat ons wat hier sit vandag onthou dat ons U moet lief hê, 'n langdurige gehoorsaam in dieselfde rigting, dat dit liefde is. Wat gaan maak dat ons dit maak? Here, dat U niks anders van ons vra nie, maar vra asseblief, wees lief vir my met jou hele hart, hele siel, jou hele verstand. That is what He is after.